Goeiemôre aan almal. My naam is Hannes Rode. Ek's van Hartenbos. Ook 'n Immanuel bediening. My bediening is buite op die pad. Jesus stuur my rond, dorp tot dorp, provinsie tot provinsie. Wat doen ek al buite? Alles wat die Here my toelaat. Ek is nie gelimiteerd nie, ek doen alles. As die Here vir my sê doen iets, doen ek dit. Ek wil begin met, wil die Here vra, Here, vanoggend, more of you, less of me. Here, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor U Seun, Jesus Christus. The King of Kings, the Lord of Lords, the only Christ. Die Here het 'n rukkie terug vir my gewys, Hannes. As jy praat, konsentreer vir my baie op die jong klomp. Die Here wys vir my, hier gaan 'n tyd kom. Hy gaan julle jong klomp gaan hy raak. Julle gaan maar reg wees. Die Here gaan vir julle raak en julle gaan iewes skielik gaan julle opstaan. God gaan julle gebruik. Ekskuus tog. Ek het 3 seuns wat ek alleen groot gemaak het die buitekant. Kom ek gaan vir julle sê, die blessing op hy kinders. Hulle werk vir die Here ook. Die jongste een is nou, hy's graad 11. Hy doen siele vir Jesus. Die middelste een waaroor die getuienis gaan, as ons gaan bid en ons loop op die berg. Ek wil nou nie die fabrikaat van voertuig noem nie. Hannes, kan ek jou microfoon reg? Okay. Ek hoor julle Hannes mooi daar agter. Ek klink vir my of jy in 'n blik praat. Johan, jy moet die microfoon reg sit. Wat is dit doen? Jy moet ligter wees op 'n Sondag. Hy was heeltemal onder. Ek het hom dalk skeef gehoorship. As die anointing was te swart, toe druk ek die mic af. Baie dankie, profeet. Ek gaan begin met, heel eerste, kom sê ek vir my skepper. Baie dankie vir die geleentheid om hier te kan wees. Dat hy my veilig gebring het. Weereens, gaan nie oor my nie, gaan oor Jesus Christus. Tweedens, wil ek hom dankie sê vir profeet Andries, wat my genooi het. Dankie vir die geleentheid, dankie vir sy huisgesin, wat my ontmoet het, beautiful mense. En nou wil ek baie dankie sê vir elke liewe een wat vandag hier is. Dankie vir julle tyd wat julle kom opoffer het, om te kom luister na hierdie getuienis. Ek gaan begin, ek wil die jong klomp baie mooi vra. Luister, dit gaan vir julle raak. Wat ek wou sê net nou, die seun waaroor hierdie getuienis gaan, hy was 5 jaar oud. Toe hy deur al hierdie dinge gaan, toe was salwing op hom. As ons in die aand op die berg gaan bid het, ek het amper permanent, toe was ek op die berg. As ons op die berg stop, en ons beginne worship, en ons beginne bid, ek wil nie die fabrikaat noem nou hier buitekant nie, maar dan loop daai kind soos daai voertuig in olie drip. Maar tap die olie, die salwing, so uit hom uit, dan loop hy so, dan tap die olie uit hom uit. Dis hoe sterk die salwing op hy kind is. Daai is eintlik vir elke liewe kind. Dis nie net vir seker is nie. Ek gaan vra vanoggend, ek gaan begin eers met die woord van God. Vanoggend toe ek beginne, toe herinner die Here my eers aan iets, jare terug. Hierdie was op 'n tyd iets mooi op my boekrak. Toe kom maar 'n tyd, as my papiere rondwaai, is 'n paperweight gewees. Hy het gewerk. Tot op 'n tyd waar die Here vir my gewys het. Hier is 'n boek. Dit is soos 'n dooie boek, dit is soos 'n storieboek. Wanneer hierdie boek lewe kry, is as jy hom oopmaak. Hierdie boek oopmaak, jy begin hom lees. Dis wat met my gebeur het. Kom die lig aan. Toe daai lig aankom, toe gaan daar gevoel deur my liggaam. Toe weet ek, Here,
Hier's lewe hier binne, hier's krag binne in hierdie boek. Nog nooit ooit in my lewe kon 'n storieboek dit gedoen het nie. Hier is die enigste een. Hierdie Bybel was mooi op sy tyd. Beautiful. Maar ek het hom gebruik so seep. Kyk hoe lê hy in stukke. Hy val uit mekaar. Ek het hom gelees, ek het vir hom gestudy. Was dit die moeite werd? Dit was. Geloof my, dit was. Vandag gaan ek vra, ek gaan beginne by Johannes 14. Johannes 14 vers 12. Ek gaan tot vers 17. Wat ek vandag gaan lees hierso, julle sien hoe val dit in die getuienis ook in. Vat dit vandag. Die Here sê, nie, dis vir sekere mense nie. Dis vir almal. Die woord, ek het die tyd met die Here geloop en praat, sê die Here, Hannes, is die woord nie vir jou ook nie. Dis alles hier binnekant, is vir jou ook. Nie sekere bladsye nie. Alles is vir jou. Die Here sê, Johannes 14 vers 12. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit. Dis 'n belofte. God se woord, sê ek altyd, is eintlik vol skatte. Dis vir ons, maak hom oop en gaan soek dit. Dis 'n skatkis eintlik hier, maar is vol beloftes. En daai beloftes hier binne is vir almal. Vat die woord vanoggend, maak dit joune. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen. Dat is die volgende belofte. Sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom. Omdat hy by julle bly en in julle. Prys die Here. Ek gaan die ander woord gee wat die Here my vanoggend gegee het. As julle hierdie woord kan vat, ek het hom gevat. En ek het hom gevat vir my. Ek het gesê, Here, hierdie skrif, ek vat hom. As jy die geloof het, wat loop saam met hom? Die werke. Jy moet kan glo. Dis wanneer die dinge gebeur. Ons gaan nou na Markus 16:16. Hy wat glo en hom laat doop. Wat sê die Here? Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Hier kom dit nou, weer 'n keer beloftes. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Nog 'n belofte. Slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodelik drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word. Daar's nog 'n belofte. Ek het daai gevat. Julle gaan hom hoor in die getuienis. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel, en hy gaan sit aan die regterhand van God. Ek gaan stop tot hierso. Ek gaan met die getuienis beginne. Voor ek by die getuienis
gaan begin, wil ek iets noem. Nederigheid. Nederigheid maak vir groot deure oop. Glo vir my. Hoogmoed is die teenoorgestelde. Hy is uit die hemel gegooi. God hou nie van hoogmoed nie. Hy gaan nie beweeg by jou as jy daai goed het nie. Volgende een. Gehoorsaamheid. As God praat, moet ons dit doen. Ons moet luister. God beweeg nie in ongehoorsaamheid nie. Hy doen nie. Hy gaan tugtig. Jong klomp, luister mooi. Hy gaan tugtig. Hy sê in hierdie boek, in hierdie woord, sê ek tugtig die een wat ek lief het. Die ouers kan opstaan, hulle kan getuig vandag wat ek sê. As jy stout is, hy gaan vir jou piets. Ek sê jou nou, so werk ons Vader ook. Ek gaan begin met die getuienis. Die getuienis het begin met 'n droom. Ek het eendag 'n droom gehad. Ek het nie verstaan wat die droom beteken het nie. Ek het gebid en die Here gevra, Here, stuur vir my iemand om hierdie droom oop te bid. Hulle het hom oop gebid vir my en het by my gekom en die pastoor het vir my kom vra, heel eerste, anders ken ek jou. Sê ek, nee. Toe sê hy, ken jy my? Sê ek, nee. Toe sê hy, gaan nou vir jou die droom openbaar. Laat die Here dit vir jou oopmaak. Hy sê, die Here sê, jy werk al soveel jare vir hom. Jy kry opleiding by hom. Ek sê vir hom, is reg, jy is 100% reg. Hy sê, Hannes, die Here sê, jy is op skool by hom. As jy met die Here praat, praat die Here met jou standaards, levels. En die Here praat altyd met my in seisoene in my lewe. Ek sê vir hom, dis waar. Hy sê, Hannes, die Here wys vir my, jy dryf duiwels uit. Hy sê, jy bid siekes gesond. In Jesus naam. Hy sê, dis waar. Hy sê, die Here sê, jy moet matriek skryf by hom. Ek dog, ja, hier kom het. Hier is die einde nou. Dan's ek deur. Nee, dis waar ek eers begin het. Daar het ek eers begin. Ek sê vir my, wat is die matriek? Waaroor gaan dit? Hy sê, jy gaan 'n dooie moet laat opstaan. Ek sê, pastoor, ek gaan groet, ek moet gaan. Ek sê, ek glo nie, ek dink hierdie gedeelte het jy heel verkeerd geluister. Nee, hier moet jy weer gaan hoor. Hy sê, Hannes, hierdie gaan gebeur. Jy gaan nie eens weet wanneer dit gebeur nie. Hy sê, die Here gaan jou nie deur iets sit, wat jy nie kan handle nie. Hy gaan stadig, hy gaan jou saggies invat. Ek sê, pastoor, ek het brieke, ek kan vashou, ek wil nie daarin nie. Hy sê, gaan, jy moet matriek doen, jy moet. Ek het nie eens hy koffie klaar gedrink nie, ek het net gesê, ek moet nou gaan, en ek is huis toe. Hier begin die getuienis nou, Vrydagoggend, 10:00 in die oggend, by die werk. Daai jare het ek baie, verskriklik baie, Bybel gelees. Daar is die proef. As ek hom oopmaak, is hierdie arme Bybel. Dit lyk soos 'n padkaart. So het ek hom al geteken en gehighlight en gealles. Hier is mos 'n padkaart. Sonder hierdie padkaart, hoe gaan ek in die hemel kom? Hy guide my. En daai oggend 10:00 sit ek by die werk en ek sit in die bakkie en ek lees Bybel. Nou my mense is besig, hulle is besig om te werk. Ek het hulle werk gegee en ek sit ek lees Bybel. 10:00 op 'n Vrydagoggend hoor ek pak op en gaan huis toe. Ek sit, ek kyk hier om my, dog nou wie's nou hier by my? Ek dog is een van die mense van my. Ek sien niks in iemand. Vat die woord, lees verder. Volgende oomblik hoor ek pak op en gaan huis toe. En dan maak die Bybel toe. Toe weet ek, dis die Here wat praat. Glo vir my, jy leer die Here se stem ken ook.
Glo vir my jy doen. Ek het doodstil gaan sit, toe sê ek, Here, praat met my. Toe sê die Here, pak en ry. Nou. Ek het die Bybel opgevou, dadelik tussen die seats gesit, uitgeklim, ek het vir my mense gesê, pak op, alles, nou. Ons gaan huis toe. Almal was gelukkig, want hulle kry lang naweek, hulle is af. Behalwe ek. Ek het nie geweet wat lê voor nie. Meantime, hier lê my matriek voor die deur. Ek gaan hom nou skryf, hier in naweek. Ek weet dit nie. Die Here vat my baie saggies in hom in. Ek het huis toe gery, my mense gaan aflaai, maar ek het een ouetjie uitgehou. Ek het daai tyd vakleerlinge opgelei. As jy gekom het vir die interview, dan sê ek vir jou, voor ek jou verkoeling, groot supermarket verkoeling leer ek jou eers Jesus. Jy gaan eers die evangelie leer, dan leer ek jou refrigeration. As jy sê ja, het jy die werk. As jy sê nee, dan soek ek iemand anderste. Die ou het gesê ja. So hy is die hoeveelste een wat ek toe nou al oplei. Ons kom by die huis, trek in by die Townhouse kompleks en 2 van my seuns ry daar op en af met hulle BMX'e. Waarvan daai ene 5 jaar oud is. En ek sê vir hom, kom ek en jy gaan in. Ek wag nou, Here, hoekom moet ek huis toe? Alles lyk vir my lekker, heel alright hierso. Ek sê vir hom, kom ek gaan so 'n bietjie saam met jou sit met die woord en ek gaan video's opsit. Ek het dit altyd genoem Jesus video's. Dis hoe ek hulle geleer het. Nou, ek het net daai TV aangesit, maar ek hoor 'n slag daar buitekant. Ek kon duidelik hoor, daai is metaal teen metaal. Stem sê vir my, loop uit, gaan kyk. Ek loop uit en ek kyk, ek sien niks. Net ook onder hom terug te loop, sê die stem vir my, loop tot daar, kyk dan om. Ek draai om, ek loop tot daar, en toe ek so kyk, toe sien ek daar lê my seun, heeltemal opgevou, hy en die BMX, en hulle het gejaag, en toe slat hulle 'n double cab bakkie, agter op die hoek, toe slat hom met sy kop, hierso, en soos hy hom so geslat het, toe het hy gespin, sê hulle, die ander seun sê dit, en toe val hy daar, by die tyd wat ek by hom gekom het, toe loop hy bloed uit sy neus, en toe ek hom optel, toe lê daar al klaar bloed, soos dit by sy oor en goed uitkom. Daai oomblik het ek geweet, hier kom moeilikheid. Ek het geskree, daai tyd was ek nog getroud gewees, en ek roep my ex, ek sê vir hoorie, vinnig, karsledels, die kind het seer gekry. Ons vat die kar, ek sê vir die vakleerling, bly vir my by my ander seun, ek gaan jaag hospitaal toe. Ek het hom opgetel, toe ek hom optel, toe is dit soos 'n handdoek. Hy het niks in hom, alles is 'n pappery. Hy's pap. Ek tel hom op, sit hom in die kar, saam met die vrou, en ek jaag. Nou is ek op pad Medicross toe, na my dokter toe. Kom daar aan, hulle bring hom in op 'n stretcher, kyk na hom, hy sê, Johannes, hier's rarig, hier's groot moeilikheid. Ek gaan jou nie kan help, ek's eerlik mee. Hierdie kind moet Laratong toe. Hy sê vir my, moet ek ambulans kry, of gaan jy hom vat? Ek staan, nou daai tyd, ek maak nooit 'n besluit, sonder die Here nie. My hele loopbaan saam met die Here. Elke besluit wat ek geneem het, is die verkeerde een. Ek het nooit die regte een gedoen nie, nooit. Tot waar die Here vir my gewys het, ken my in al jou weë, dit staan nie binne. Van daar af toe sê ek, Here, van hier af, maak ek nie een besluit weer nie, nooit ooit weer nie. As U nie sê draai links, sal ek weier om te beweeg en dit staan doodstil. Die dokter het vir my gesê, maak 'n besluit. Ek het hom gesê, staan gou vir my vas. Ek het net omgedraai te vra, Here, wat moet ek doen? Die Here antwoord my. Die Here sê vir my, as jy die kind nou vat, daai kind kom iets oor op die pad, gaan jy weet wat om te doen. Ek sê, Here, definitief nie. Die Here sê, dan sit 'n ambulans. Regte besluit. Ek sê, dokter, ambulans. Hy sê vir hulle, kry die ambulans, jaag met hom. Nou moet ons Laratong toe.
Op die ouene, die paramedic sê vir my, ry agter ons, maar bly op ons die hele tyd. Ons het gery seker so 10 kilos van daar af op pad na die hospitaal toe. Toe stop die ambulans. In die middel van die pad. Sirens aan, ligte aan, hy stop. En ek sit en ek kyk en ek dink, wat gaan nou hier aan? En die drywer klim uit en ek klim uit. En die drywer sê vir my, moenie uitklim nie, gaan terug. Toe sê hy vir my, ons is besig om jou kind te verloor. Jou kind is besig om op te hou asemhaal. Hy het amper niks meer asemhaling nie. Hy vra vir my, ons gaan 'n pype goed in sy keel moet afdruk. Ek sê vir hulle, hoorie, doen whatever julle moet doen. Jy hoef nie eers met my te vra of te sê of niks. Julle weet wat om te doen. Doen dit. Hulle was al besig by die kandeur en alles. En naderhand kom hy weer om en hy wys vir my, ons gaan ry. Hulle trek weg en dan gaan ons. 500 meter later, toe trek hulle van die pad af. Toe weet ek, hier kom dit nou. Hy het uitgeklim, toe wys hy vir my, bly dan. En ek het so gesit en ek wonder, Here, wat gaan nou hier aan? En die Here begin met my praat. Hy sê, Johannes, kan ek Dylan vandag by jou vat? Wat antwoord jy? Ek sê, Here, gee my kans. Ek moes gedink het. En ek het 'n antwoord gehad. Ek het gesê, Here, vat hom. Die Here vra vir my, Johannes, hoekom? Ek sê, Here, nommer 1. Hy behoort nie aan my nie. Hy is aan my geleen. Ek sê, hy behoort aan U. Ek sê, Here, tweedens, hy gaan veilig wees by U. Ek sê, Here, by my kan die wêreld hom steel. Drugs kan hom steel. Die vyand kan hom steel. Die Here is reg, vat hom. Die Here antwoord my. Hy sê, Johannes, omdat jy hom vandag van my gegee het, sal ek hom weer vir jou teruggee. Ek sit, verstaan dit nie deeltemal nie. Ek sit en ek dink, dis eendag, as ek daarbo kom, gee die Here hom vir my terug, en ons is weer by mekaar. Ek sê, Here is reg, is reg. Die Here is reg, vat hom maar. Die ou van die ambulans, hy kom na my toe, die paramedic, hy sê vir my, hoor hierso, hier is nou 'n ander probleem. Ek sê, nou gee ek nie meer om nie. Die Here het klaar gepraat. Wat die Here gesê het, gaan bly staan. Doesn't matter wat ek sê, wat ek besluit. Ek sê, gooi hom, ek luister. Hy sê, die Laratong, waarna ons op pad is, die hospitaal. Hy sê, die dokter, wat na jou kind moet nou kyk en ontvang daai kant, hy is nie eens daar nie. Ek sê, vir my is dit nou niks nie. Ek sê, maar wat nou? Hy sê, ons moet hier vas staan, hulle gaan 'n chopper in Johannesburg by die Joburg Gen, gaan hulle oplig. Hy's op pad hiernatoe. Hulle gaan jou kind hier langs die pad kom haal. Ek sê, is reg. 2-3 minute later kom die ou na my toe geloop. Hy sê, Johannes, die chopper mag nie optel nie. Die weer is te swak, die weer is te sleg in Johannesburg. Die chopper kan nie opstyg nie. Ek sê, van weet jy wat, my maat? Doesn't matter. Ek sê, die Here weet wat hy doen. So daar gesit langs die pad, en toe wys hy vir my, kom. Hy het omgedraai, toe stop hy by my, toe sê hy vir my, hoorie, ons moet omdraai, ons gaan nou self Joburg Gen toe moet gaan. Hy sê, maar ek gaan met jou oop kaarte speel. Ek weet nie of jy kan dit gemaak op die pad nie. Hy is te swak, al die dinge. Ek het vir hom gesê, kom ons ry. Hy het gesê, probeer bybly. As jy nie kan nie, moenie worry nie, ons kry jou daar. Op die ou einde, seker 3 kilos, daar verloor ek hulle. Hulle is weg. Ek kom agterna. By daai tyd is al soveel tyd te goed gemors.
Op die ou einde, ek kom Johannesburg in. Dis traffic wat vassit. God bly my net terughou. Maar hoor baie mooi hierso. As God jou terughou met iets, of hy beskerm jou teen iets voor op jou pad, of die tyd is nog nie reg nie. Jy moet nog nie deurbeweeg nie. So hy het hier gebruik, die traffic, om my nog terug te hou. Want as eers goed wat daai kant moes gebeur het. Op die ou einde, ek gaan deur hierdie traffic. Op die ou einde kom ek by die hospitaal aan. En ek parkeer. Ek het net uitgeklim, kar gesluit. Hier kom die sekuriteit. En hy sê vir my, hoorie, jy park op die verkeerde plek. Ek sê nou, waar wil jy ek moet ek park? Hy sê 4 blokke aan. Ek sê, Here, rarig, of ek dit nou ook nou nog nodig het. Ek sê, maar weet jy wat, daar seker 'n doel met dit ook. Ek vat die kar en ek skuif hom. 4 blokke ver moet ek terugstap. By daai tyd kom by die noodgevalle, die ongevalle aan. Ek kom by die vroutjie voor. Ek sê, hoor hierso, hier's 'n ambulans wat hier aangekom het. Met 'n klein seentjie wat in 'n karongeluk was. Sy sê, ongevalle, gaan soontoe, ICU. Hulle is besig daar. Toe ek aankom, toe sien ek, daar's hy op die masjiene. Oralste plaks en pype en. En ek gaan soontoe, en hulle maak oop, hulle sê vir my, kom in. Ek en my vrou gaan staan daar, en die dokter begin praat. Toe sê my maat, hier's probleme. Hierdie kind is klaar deur die tonnel al. Hy sê, jou kind het 'n kraak, reg deur sy kopbeen hierso, en een hier agterdeur. Hy sê, sy brein is so groot opgeswel. Hy sê vir my, jou kind se nek en sy rug het seer gekry. Die dokter sê, jou kind sal in sy lewe nie weer kan loop nie. Jou kind gaan verlam wees, vir altyd. Ek het geluister wat hy sê, maar ek het dit nie gaan vaar nie. Ek het sy woorde net daar, bestraf, in die naam van Jesus. En tweede ding wat hy vir my sê, jammer om dit vir jou te sê, maar jou kind gaan epileptiese aanvalle kry deur die slag teen sy kop. Toe sê ek, nee, ek is jammer om vir jou te sê, it's not gonna happen. Dit gaan nie gebeur nie. Ek sê, jy spreek het oor hierdie kind uit, dan gaan dit so wees. Ek sê, ek blok het. Ek het die autoriteit. Jesus het dit vir my gegee. Ek blok jou woorde en ek sny dit af. Ek bind dit. It's not gonna happen. Ons het daar gestaan. Dylan het so op 'n bed gelê, met al die masjiene op hom gekonnekt. Bokant sy kop, bokant hy masjiene, sal ek nooit ooit vergeet, tot die dag wat ek gaan sterf, sal ek daai horlosie onthou, en die tyd op hom. Ek het gestaan, en ek weet nie veel van die goed af nie, maar ek weet wat is wiskunde. As wiskunde al hoe minder raak. En ek sien, hierdie lesings is besig om te beweeg na 'n 0. En die volgende oomblik, sê ek vir my vrou, wat is so? Toe tel hulle so af, en iewers skielik hardloop hulle af. En al die lyne begin een reguit lyne te maak. Hulle skryf vir ek en my ex-vrou uit. Hulle jaag ons uit. Maak die deure toe. Ek sal nooit in my lewe daai tyd vergeet nie. Ek het daai tyd so dopgehou. Hulle het ons uit laat gaan, daar buite gaan staan. So 25 minute later, toe kom hulle by ons. Toe kom sê die dokter vir my, Hannes, ek sê, jammer, ons jou kind verloor. Jou kind is dood. Ons het 'n tweede dokter laat inkom. Hy's deur 2 dokters doodverklaar. Ek sê, ek wil my kind sien. Ek het ingeloop. Dus my kind al klaar af daar, een kant gaan sit en klaar toegemaak.
dit is 'n plastiek. Goed, dit lyk of hulle 'n boek oorgetrek het. Lê daar soos 'n mammie. Ek het die storie so gekyk, toe begin ek oopmaak. Ek was seker maak hy is dood. En ek het oopgemaak. En my eksvrou vra vir my, wat doen jy? Ek sê, ek wil sien. Dis moet my kind doen. En ek maak hom oop en hy het net so gelyk. Ek het by hom gekom, toe gaan buig ek, en ek vat Dylan se neus. En ek druk hom in my oor. En ek luister, en ek voel, niks. Ek voel sy liggaam is ijskoud. En ek gaan lê my oor op sy bors, en ek luister. Niks. En ek staan daar, en ek sê, Here, iets verstaan ek nie. Iets wat U vir my gesê het, verstaan ek nie. Die Here vra my daai dag, wat verstaan jy nie? Ek sê, Here, U het vir my daai ander kant gesê, omdat ek hom vir U gegee het, sal U hom vir my teruggee. Die Here sê vir my, Hannes, jy het jou kind aan my geoffer. Jy het hom geoffer daar, toe jy gesê het, vat hom, Here. Jy het hom geoffer aan my. Die Here sê, my woord sal nie leeg teruggaan na my toe nie. Dit was 'n belofte. Ek gaan hom vir jou teruggee. Maar, kom jy matriek, sê vir my moet opstaan. Ek het daar gestaan, ek het geweet wat om te doen nie. Ek het na hom toe weer geloop, en ek het gesê, Dylan, staan op, word wakker. Niks. En ek hoor die Here sê vir my, hier kom dit nou, is dit autoriteit? Is dit hoe jy jou autoriteit gebruik, wat ek vir jou gegee het? Daai oomblik toe voel ek, hoe kom iets deur my liggaam, toe weet ek, hier kom die krag van die Heilige Gees. Ek het na Dylan toe teruggegooi, getrap, 2 tree, toe sê ek, Dylan, toe sê ek, in die naam van Jesus, word wakker, kop op sy oë. Hy het rond begin kyk, toe sê hy vir my, hallo pa, waar's ek, wat maak ek hierso? Kom ek gaan vir julle sê, 2 dokters, 6 nurses waar gestaan het, in ICU. Soos ek die getuienis altyd vertel, sê ek, die beste gedeelte van die hele getuienis is om te kyk toe daai dooie beginne regop sit en beginne praat. Die beste gedeelte is toe 6 nurses en 2 dokters by een deur probeer uitkom. Ek dink dit was die mooiste prentjie wat ek in my lewe nog gesien het. Hulle spartel so 5 sekondes, maar niks gebeur nie. Nie een kom by die deur uit nie. Hulle blok eintlik die deur. Maar op die ou en hulle kry dit reg en hulle is uit. En ek tog seker maar lunchtime, dis ek om hulle hardloop. Ek praat met Dylan en ek vra Dylan, hoorie, wat kan jy onthou en ons gesels. En naderhand kom een van die nurses, want dan bly sy loer. Ek sê, wat loer jy so, kom in. Ek sê, hoor ek het hulp nodig hê. Sê hulle vir, jy praat met die dooies. Sê, dis seker dooie dien nie. Jy kan net sien, hy praat terug met my. 'n Dooie mens kan nie praat nie. 'n Dooie mens kan nie regop sit nie. Ek sê, kom in, waar is die dokter? Sy draai om sy loop. Die ander wil nie inkom nie. Op die ou en hier kom die eerste dokter. Maar hy kom ook nie heeltemal in nie. Hy steek eers vas en hy kyk. Toe sê hy vir my, wat maak jy? Ek sê, nee, ek maak niks. Ek kan niks doen nie. Ek sê, maar die een wat by my is, hy het dit gedoen. Ek sê, dis die Here. Die Here het hom kom aanraak. Ek sê vir hom, maar hy lewe. Hy sê my, hoor hierso, kom ons sit hom terug op die masjien. Ek sê, is reg, ek gee julle wys nou, hy lewe. Hulle vat die trolley, hulle stoot hom terug. Daai ronde plakkies is nog steeds op hom. Hulle vat al die draadjies, sit dit weer op. Ek sê, gaan julle wys nou, hy lewe. Daai mens kan ons nie praat nie. Hulle plak alles in. Ek sê, Here, watch nou. Kyk, ek kom die geloof nou hier deur. Hulle plak alles in. Hier staan ek, en die masjien tel hom nie op nie. Nou staan hy dokter, nou sê hy my, ek het jou gesê, praat met die dooies. Dis 'n dooie bekend wat is. Ek sê, is nie.
Nou sê hy vir my, verklaar jy vir my, 'n kind wat met jou sit en praat, hy beweeg, maar die masjiene tel hom nie op nie. Ek sê, geen kans. Ek sê, die vleis is hierso. Ek sê, maar die binnekant is iewers saam met Jesus nou. Ek sê, geen kans, geen kans. Ek sê, jy ken nie medies. Ek ken nie die medies nie. Ek sê, ek ken die geestelike kant. Ek glo nie, jy ken hom nie. Ek sê, ek gaan julle nou wys. Hulle so een vir een begin terugkom. By die tyd wat ek daar, kon gesê, staan op, in die naam van Jesus. Het ek weer die oorlosie gekyk. By die tyd wat hulle hom geconnect het ek die tyd gekyk, tot waar die hartklop en alles begin weer terugkom, die pols terugkom, weer 25 minute later. Toe kom dit eers terug. Hulle het my gesê, ons moet nou daarvoor gaan sit, want hulle moet Dylan terugvat, hy moet weer 'n keer deur die tonnel gaan. Toe sê ek is reg. Hulle het hom teruggevat, kom sê 'n uur, net oor 'n uur, toe bring hulle hom terug. Toe roep hulle ons. Kyk, toe's 2 dokters, heeltemal deur mekaar. Nou weet hulle nog minder wat aangaan. Hulle sê vir my, hier is die nuwe X-rays. Ons verstaan nie wat hier aangaan nie. Ek sê, right, ek gaan julle probeer help, maar guarantee niks. Maar kom ons kyk. Hulle sê my, daar's die ou X-rays, met die krake en allerhande goed, en nou try hulle my explain. Ek sê, nee, ek sien daai. Hulle sê die nuus in, hulle sê vir my, kyk daar, was geen teken van 'n kraak op sy kopbeen nie. Nie een kraak nie. Hulle het hom gemonitor, seker vir 'n halfuur. Toe sê hulle vir my, anders ons moet hom uitkry. Wat maak jou kind hier binne? Toe sê hulle vir my, daar's net een probleem. Sy nek het seer gekry, sy rug het seer gekry. Jou kind is verlam, en hy gaan verlam wees. Toe sê ek, dokter, weet wat, dit wat hier gebeur het, daai verlam, plamme nie is dit nie. Ek sê, daai sort ons nou uit. Daai gaan ons uitsort, moenie jou worry oor daai nie. Ek sê, daai gaan nou vir my baie maklik wees. Verskriklik maklik. Ek sê, ek weet nou besef ek, wie saam met my, wie is in my, wie is om my. Daai is niks. Hulle sê my, alright, ons gaan hom opskuif, julle kan so lank so toe gaan, ons bring hom, hy gaan tussen die ander kinders nou in 'n gewone kindersaal gaan lê. Hulle het hulle ingeskuif, ons het seker so 'n halfuur daar by sy bed gestaan, en toe vra hulle vir ons by daai tyd in die nag, hoor asseblief, julle moet na huis toe gaan. Hierdie kinders moet rus, hulle moet slaap hier binne. Ons respekteer dit. Ek sê, maar ek wil net gou vir my kind bid. Ek bid, en ek sê, Here, ek het een gebed, net een. Here, dankie. Dis al gebed wat ek het. Dankie, Here. Ek het niks om vir U terug te gee nie. Maar ek kan sê, Here, net 'n dankie, dis al wat ek het. Ek sê, Here, maar nou vra ek ook, Here, stuur vir my engel, om net by my kind te kom staan. Net hier deur die nag, hou hom net vir my dop. Pas hom vir my op. Ek sê vir die eksvrou, kom ons gaan huis toe. Jy bly 'n ouer, jy bly nog steeds worry, jy's 'n mens. Dit bly in die agtergedagte. Ek gaan huis toe, kom by die huis, nou probeer jy daai nag slaap. Dis nie 'n groot sukses nie, maar ons probeer. Daai oggend toe ek wakker word, toe sê ek, hoor ek wil ry. Ek wil by die hospitaal kom, ek wil gaan kyk wat gaan aan. Nou beplan ek, binne 'n rekordtyd gaan ek daar wees. Ek wil nou daar wees. Nee, nou. Ek het skaars weggetrek, toe begin ek al klaar spoed optel. En goed begin het deur my kop hardloop. Nou weet ek wil nou daar wees. Terwyl ek spoed optel, kom 'n boodskap op my foon deur. Ek sê vir my eksvrou, kyk gou vir my, wie is dit? Ek gaan my oë op die pad hou. En sy telefoon op, sy sê my, hi, kyk die ding. Ek sê, wat is dit? Sy sê my, kyk hier, kyk wat doen die foon. Sy sê, hier is 'n boodskap op jou foon, dis nie 'n WhatsAppie, dis niks. Dis 'n geskrywery op die foon, maar kry dit nie af nie, kyk hierso. Ek druk cancel, ek doen alles. Ek sê, nou alright, lees dan die boodskap. Sy sê, alright, hier kom my. Ek het aangaande my engele bevel gegee om na jou kind te kyk laasnag. Ek sê, Here, dit was my gebed gisterand.
Kyk hoe hoor God ons gebede. Ek het net daar spoed verloor. Toe sê ek, Here, hoekom moet ek jag? Here, wat probeer U eintlik vir my hierso wys? Ek is in beheer. Doesn't matter what. Ek is in beheer. Of jy gaan jag, of jy wat ook al gaan doen. Dis God se tyd. Nie jou nie. Hy is in beheer. Ek het stadig gery. Sommige dubbel minder as die spoedzone. Ek het mos nou lekker baie tyd. En ek ry, en ek sit en ek praat net met die Here. Ek het by die hospitaal gekom, toe lê Dylan daar op die bed, hy speel met 'n toy, wat die hospitaal vir hom gegee het. Ek kom by Dylan, ek sê, Dylan, hoe lyk dinge hier by jou? Hy sê, pa, nee, goed. Ek sê, okay. Hy sê, maar pa, ek wil pee. Ek sê, well, okay, nou kom ons aan. Ek tel hom op, ek vra sy ma, vat hom gou-gou. Maar nou wil ek eers gou ietsie toets, maar ek bly doodstil. En ek sak hom, ek wil hê hy moet op sy bene staan. En ek sê, nee, daar's niks. Ek sê vir hom, kan jy nie loop, kan jy nie gaan? Hy sê, pa, hier gebeur niks hierso nie. Ek sê, right, vat hom. Sy het hom badkamer toe gevat, naderhand teruggebring. Ek sit hom weer op die bed. Hy kan nie regop sit nie, want hy bly omval. Hy het nie balance met sy rug en goed nou nie. En sy sê vir my, sy gaan ook sommer gou badkamer toe. En ek sit daar so, maar dit is nou doodstil. Volgende oomblik sê Dylan vir my, pa, wil pa vertel wat het gisterand hier gebeur. Ek sê, is reg, vertel my. Hy sê, pa, Jesus was hier. Ek sê, wag, wow, bly eers stil. Ek sê, wag, dit lyk vir my ek het 'n witness hier nodig, want hulle gaan dink ek jok. Ek sê, wag, laat jou ma kom. Sy ma kom maar aan, ek sê, hoor gou hier, hy wil iets vertel. Ek sê, right, Dylan, vertel ons. Hy sê, pa, gisterand toe lê ek en ek slaap. Hy sê, die volgende oomblik voel ek my komberse beweeg en ek voel die bed maak so. Hy sê, ek maak my oë oop. Toe ek so kyk hier langs my, staan daar 3 engele hierso. Hy sê, pa, aan hierdie kant, staan daar 2 engele hierso. Hy sê, pa, en reg by my voete, hou Jesus my voete so vas, en hy hou my net so in die oë dop. Ek sê, Dylan, hoe weet jy daar is engele? Dis pa, jy weet dit. Jy weet dit net, jy weet hier is engele. Ek sê, right, hoe weet jy daar is Jesus? Dis pa, jy weet dit net. Hy sê, jou hele liggaam sê vir jou, kyk hier staan Jesus, dis Jesus. Ek sê, right, wat het Jesus gedoen? Hy sê, pa, niks. Hy sê, my voete net vasgehou, dis al wat hy gedoen het. Hy sê, hou my net dop in my oë die hele tyd. Ek sê, right, het hy niks op praat nie? Pa, niks. Ek dog, nee. Ek staan, ek beginne, ek sê vir hom, en toe? Hy sê, my pa, die volgende oomblik, toe staan Jesus en hy los my voete. En hy kyk vir hierdie kant ste engele, en hy kyk vir hierdie kant, en hy maak net so. Hy sê, en Jesus draai om, en hy loop na die deur toe. Nou, in die kindersaal, al hierdie, ek wil dit amper noem 'n muur, maar is eintlik glas, alles is glas. Hy sê, pa, ek lê in die bed, dan kyk ek so. Jesus loop voor, met daai 5 engele, al agter hom aan. Hy sê, pa, kyk so ver as wat ek kan sien, sien ek loop hulle af in die gang. Hy sê, toe hulle daar onder kom, dis net, weg is hulle. Ek sê, en toe, hy sê, pa, en toe raak ek in die slaap. Nou kyk, nou is ek so nuuskierig, soos nog iets. Wat het Jesus daar kom doen? Nou sê ek, Here, ons sal seker eendag weet as ons daar bo kom. Op die ouene het die dokter daar gekom. En hy kom kyk hoe gaan dit met Dylan en hy kom by my en hy sê vir my, hoorie, ek gaan vir julle moet solank beginne vertel, julle gaan moet inry elke keer en dit is hoe dit gaan werk en. Toe sê ek, nee dokter, moenie jy worry oor daai dinge nie. Ek sê, Dylan gaan môre huis toe. Hy sê, nee, jy verstaan nie. Hy sê, Dylan moet nog hier bly. Tussen 3 en nog 6 maande. Toe sê ek, dokter, jy verstaan nie. Dylan gaan môre huis toe. Ek sê, sy ma kan nie in hierdie plek inkom alleen nie. Ek werk tot laat in die nag. Ek sê, naweke werk ek. Môre is Sondag. Dylan gaan huis toe. Hy sê, maar as jy die kant hier uitvat, is op ander riske. Sy is reg. Ons het die dag gespandeer daar by Dylan in die hospitaal. Die volgende oggend, toe kom ons daar aan, ons wag vir die dokter,
Ek sê vir hulle, roep hom. Hy is daar rond op die ou en hulle roep hom en ek sê vir hom, ons gaan. Ek vat Dylan nou. Ons gaan huis toe met hom. Op die ou ene, hy kom, hy sê vir my, julle moet hierdie pille saamvat vir Dylan. Hy gee my die eerste botteltjie. Ek sê vir hom, wat's dit? Hy sê my is pynpille. Ek sê, Dylan, pyn jy? Nee pa. Ek sê, right, dokter, jy kan daai maar hou. Hy sê, right, vat hierdie gaan jy moet gebruik. Ek sê, wat is dit? Hy sê my, dit is vir die slag teen die kop, vir die epileptiese aanvalle wat hy gaan kry. Ek sê, maar dokter, hy gaan mos nie kry nie. Ek sê, die goed is geblok. Hy kan dit nie kry nie. Ek sê, hier is 'n deur wat jy try oopmaak hier. Ek accept nie. Ek sê, sorry, daar's dit. So my geloof is nie in hy pille nie. My geloof is in 'n lewendige God, wat hemel en aarde geskape het. Ek het daai oggend, toe vat ons Dylan. Daai Sondagoggend. Ons het hom in die kar gaan sit, dadelik, kop, val hy om, daar lê hy. Ek sê, right, lê, slaap, wat ook al, ons gaan na huis toe. Toe ek by die hospitaal wegtrek, baie mense het seker al hierdie logo gesien op my Facebook en wat ek dra op my rug. Ek wou die baadjie aangetrek het, is my kleed. As 'n storie about dit ook 'n getuienis. Maar daai is my groep gewees daai tyd. En ek begin net die boodskap uitstuur. Kom ons almal kry mekaar by die kerk, by die bidkerk. Nou is 'n kerk, hy het nie stoele nie. Hy het net die mat. So jy kan lekker groepies doen en jy kan loop en bid, jy kan beweeg, al daai lekker dinge. En ek sê vir hulle 3 uur, kry ons mekaar daar. Ons gaan die Here loof en prys omdat hy Dylan se lewe vir hom teruggegee het. En 3 uur daai middag, toe kom almal by mekaar, maar dit is net karre waar jy kyk. En ons begin ingaan. Tel Dylan op, vat hom in, al die mense se klein kindertjies, almal is daar. En ons sit Dylan neer. Al wat Dylan kon gedoen het, hy lê op sy maag en hy lê pad krol. Hom neergesit. Nou probeer hy by die kinders uitkom, na hardloop hulle soontoe. Nou begin hy lê pad krol. As hy daar kom, dan is hy klomp alweer hierdie kant verby. Dan moet hy nou weer omdraai, dan moet hy probeer weer daai kant uitkom. As hy net so omdraai, dan sal hy weer daai kant. En ons het 'n oom gehad in die groep. Hy kom en hy sê vir ons, maak vir my 'n sirkel. Almal maak 'n sirkel. Hy gaan staan in die middel van die sirkel en hy sê vir Dylan, Dylan, kom vir my in die sirkel in. En Dylan lê pad krol, tot in die middel. En hy tel Dylan in die lug op. En hy sê vir die groep, maak die sirkel toe, kom lê hande op hom. Lê hande op hom en hy begin bid. Op die ou einde sit Dylan neer, hy's verlam. Draai hom weer, hy's nog steeds verlam. Hy lê op sy maag en hy begin weer so uit te lê pad krol. En ek staan en ek kyk op. Ek sê, Here, ek stem nie saam met U nie. Die Here sê my, hoekom nie? Ek sê, Here, dis teen U woord. Hierdie wat nou hier gebeur, dis nie wat hier geskrywe staan nie. It's not. Dis ek, Here, ek glo nie dat die boek kan lieg nie. Want hy kan nie, dis onmoontlik. Die Here vra my, hoekom sê jy so? Dis Here, daai boek het my geleer. Lê hande op die siekes. En hulle sal, nie miskien nie, hulle sal gesond wees. Here, daai is nie gesond nie. Here sê vir my, is jou laaste vak van matriek. Sê vir my, moet opstaan. Ek staan nou vloe, ijskoud word ek. Hier kom die ding nou. Daai oomblik, wat gebeur? Ek sit my aandag op die mense om my. En ek word bang. En ek sê vir die Here, Here, wat is hier nie gebeur nie? Die Here sê vir my, dan sit ek jou terug, graad 1 toe en jy begin oor. Die Here sê my, wie was jou probleem? Jou oog is op die mens. Die Here sê, lig jou oë op en hou jou oë op my en net op my nou. En ek kyk op, ek sê, Here, nou het ek U hier so nodig. Here, waar is U Heilige Gees? En ek het net daai oomblik gevoel hier kom het. En ek kyk so, en Dylan het net tussen ons begin uitgaan. En ek kyk so, ek sê, Dylan, het ons vir jou gebid? Ja, pa. Ek sê, het ons hande op jou gelê? Ja, pa. Ek sê, in die naam van Jesus, staan op. Hy klap hy mat so en hy staan hy reg op en hardloop hy saam met die ander kinders.
So vriende, dis die liefde van Jesus. Dis sy genade. Dit is wat hy vir ons kom gee het. Sy woord sê, hulle sal groter dinge op aarde doen, as wat hy gedoen het. Ek wil nie met Jesus kompeteer of so nie, om te sê, Here, ek het groter as jy gedoen. Nee, dis nie wat ek probeer nie. Maar ek glo as dit daar geskrywe is, dan is dit so. Ek het die woord gevat, en hy het lewendig geword daar buitekant ook. Vandag gaan ek afsluit met, vat hierdie skrifte vandag. Dis nie net vir my, of net vir Dene, of net vir Prophet, of nee, dis vir ons almal. Gebruik dit. Die Here sê, wat is die geloof? Sonder die werke.